My titel vir my boodskap vanoggend is Wees waaksaam, want die dag sal kom. En ek gaan jou vanoggend vra om regtig jou ore te spits en jou hart oop te maak. As jy vanoggend hier sit met 'n harde hart, bid ek en ek vra die Here dat daai harde hart net vervang sal wees met 'n sagte hart. Laat jy werklik waar sal kan uitmaak wat ek sê en laat jy sal kan ontvang wat ek vir jou hier wil sê vandag. So wees waaksaam want die dag sal kom. So ek gaan vandag praat oor persoonlike waaksaamheid en die belangrikheid daarvan vir die dag wat sal kom. Nie die dag wat dalk kom nie, die dag wat sal kom. Ek en jy moet verstaan, die plek waar ons onsself bevind, spiritueel of geestelik, fisies en emosioneel, gaan lei tot 'n tyd en plek toe waar daar 'n uitlaat gaan wees. En daai uitlaat gaan either goed wees of dit gaan sleg wees. So as jy op 'n negatiewe plek is, dan gaan dit lei na 'n plek toe waar daar dooie optredes is, dooie aksies is. Daar's veroordeling onder mekaar. Dis 'n plek waar ons mekaar kritiseer, waar ons kwaad word. Maar op 'n positiewe plek aan die ander kant, is dit 'n plek waar jy in jou omgewing die koninkryk van God makliker kan vestig, sodat ander mense rondom jou veilig kan voel. Dis dan 'n plek waar ons mekaar opbou, 'n plek waar ons mekaar motiveer en 'n plek waar ons ware blydskap kan ervaar. So wat ek vir jou vandag wil leer is, hoe belangrik dit is om elke dag jouself te evalueer, om te kyk, waar lê jy? Wat ervaar jy? Wat voel jy? Om jou 'n voorbeeld te gee, as jy 'n stuk in 'n stuk in 'n band op 'n kar het, en jy ry hom vroeg genoeg, dan verby jy 'n ongeluk, right? Maar as jy opsetlik ry met die wete dat daai band stikkend is, maar jy vat kanse en jy ry met hom, dis net 'n kwessie van tyd, dan gaan dit in 'n ongeluk wees, of jy gaan in 'n ongeluk wees, en dit kan jou dalk jou lewe kos. So is dit van kardinale belang dat ons moet weet wanneer ons issues moet adresseer. So ek wil gou vinnig 'n storie deel. Ek was 'n hele ruk terug, was ek self nie waaksaam nie. En ja, ek was net op 'n emosionele of 'n geestelike plek was ek droog. Jy weet, en dis daai dat jy weet nie eintlik wat dit is nie. En ek vat die een oggend vat ek hom skool toe, en jy die hoofpad van die skool aan die voorkant, en dan hier aan die kant, so baie keer dan gaan sneek ons, dan stop ons nou maar net daar aan die kant, dan is dit net makliker as jy uit die hustle en bustle van daai traffic wat daar is. En in 'n geval, en ek gaan en ek laai vir een af en ek kom uit, en waar ek gestop het is daar ingang by die hek, en hier staan 'n ou aan die ander kant hier, so ek het net hier opgegaan, nou is hier nog 'n hele stukkie voor my, en hierdie ou staan hier so, en hy soos, as julle ook maar net bietjie dieper kan stop, dan kan ons almal stop. Joh, my maat, en toe is ek vir jou warm. Want wie is jy nou om vir my te sê waar ek nou mag en nie mag stop nie? En ek gooi wille woorde, ek is on fire. Glad nie Jesus gewees daar nie. En hy sê, wow, jy kom nou aggressief. Ek was nie aggressief nie. Ek sê, man, jy weet, en ek gaan dit aan. En my laaste woord aan hom was, ek sal stop net waar ek wil, ek klim my kar en ek ry. Yes, en ek warm, ek bewe soms so. En ek kom daai dag, kom ek by die huis en ek stap so in na Charmaine toe, want ek gaan nou vir haar sê, ek was nou 'n man. I is a man, verstaan, ek was soos. En ek vertel haar hierdie storie van hoe ek hierdie ou op die plek gesit het, en sy is net soos, jy was verkeerd. Toe kry sy dit ook somme, want hoe durf jy nie saam met jou man staan nie? Kan nie minder worry nie, hoekom staan jy nie saam en stem saam met my nie? En die Here kom en hy wys my toe reg. Kom stel dit net so. Yes, en skuldgevoel en alles, soos dit oorweldig my. En ek kan hierdie ou nêrens kry nie. En so 'n paar weke daarna toe ek uit Jan se klas uitkom, toe stap hy daar verby. Ek gryp hy ou. Ek gryp hom. Ek sê my maat, ek so jammer. Ek sê vir hom, weet jy wat, ek was out of line daai dag. Ek sê vir hom, ek was op 'n slegte plek en ek het jou sleg hanteer. En jy het dit nie verdien nie. En hy het dit met soveel grace hanteer. Hy was net soos, nee, Jesus, ek verstaan 100%. En onmiddellik is daar so groot las van my skouers af. Maar die hartseer ding is, hoekom moet ons wag vir insidente om te gebeur sodat die las afgehaal kan word? Ja, baie keer wil die Here ons 'n les leer in dit, maar meeste van die kere is dit in ons hande. Dis in ons hande wanneer ons daai kan, want ek meen as
as ek 'n ruk terug voor dit net eintlik my gevoelens en goeders gaan evalueer het en ek was waaksaam rondom waar ek is, sou daai insident nie gebeur het nie. En ek gaan verder gaan en ek gaan vir julle verduidelik hoekom ek ook hierdie goeders sê. Maar ek wil dieper delf. Positiewe plek en 'n negatiewe plek. In 'n positiewe plek, as jy jouself bevind op 'n positiewe plek, okay? Of eintlik kom ek vat gou 'n stap terug. Ek ry vanoggend en ek besef ek stop by die robot en die robot is aan, krag is daar en ek besef as die robot aan is, dan is daar orde. Daar's reëls, so ons kan dit volg, dis maklik, daar's orde, die lig word groen, jy ry. As die krag af is, dan is dit chaos. Ons raak kwaad vir mekaar want hierdie ene stop nie, dit was my weer, nee, dit en dat, dis verkeer oralste, dis net chaos. En ek besef so is dit presies dieselfde in hierdie boodskap en die Here kom sê dit toe nou vanoggend weer. Bevestig hy dit net in dit. Want net so is die krag wat ons daar ervaar is die krag van God, is die teenwoordigheid van God. As ons in sy teenwoordigheid bly, dan bly ons op 'n positiewe plek. Ons bly binne die grense van waar ons moet wees. Maar sodra die krag af is, dan is ons vry om te doen wat ons wil en is net chaos reg rondom ons. En net so is dit dieselfde ding, want nou, as jy te lank ry, ek weet nie julle dit seker al besef, as die krag af is en dis die hele tyd hierdie ry stop storie, wanneer die krag aankom, dan partykeer stop jy nie eers nie, want jy dink die ding is nog af. En net so is dit dieselfde, as ons te lank weg van die Here af bly en ons kom weer terug in sy teenwoordigheid, dan is dit makliker om op te stamble. Maar ons hoef onsself nooit op daai plek te kry waar ons in daai negatiewe by net die hele tyd bly nie. Maak dit sin? So 'n positiewe en negatiewe plek. Op 'n positiewe plek is dit bitter maklik vir ons to bounce our eyes. Met ander woorde, as 'n man of 'n vrou wat mooi is, skoonheid inkom, is dit makliker vir ons om dit net te admireer. Op 'n negatiewe plek kyk ons 'n tweede en 'n derde en 'n vierde en 'n vyfde keer en ons wil daai skoonheid begeer. Op 'n positiewe plek is ons waaksaam. Ons is weerstandig. Op 'n negatiewe plek is ons gemaklik. Ons rasionaliseer ons foute en ons besluite en ons stoot net so bietjie daai grense. Op 'n positiewe plek is ons verdraagsaam met mekaar en ons is simpatiek. Op 'n negatiewe plek vermy ons mekaar. Ons vermy gesprekke, gevoelens en ons kritiseer net. Op 'n positiewe plek is ons vry van die greep van sonde. Op 'n negatiewe plek is ons vry om sonde te doen. Super belangrik. Op 'n positiewe plek betoon ons eer en ons bou mekaar op. Op 'n negatiewe plek beklei ons onnodig en ons breek mekaar af. Op 'n positiewe plek praat ons oor ons foute, bekommernisse en ons gevoelens uit liefde uit. Op 'n negatiewe plek isoleer ons en ons gee oor aan ons gedagtes en assumptions. Assumptions is the root of all evil. Dis omdat ons nie praat nie dat ons assumptions begin maak. Die laaste ene wat ek wil gee, op 'n positiewe plek is die woord van God ons riglyn. Op 'n negatiewe plek is jou opinie jou riglyn. En ons is veronderstel om nooit ons eie opinie bo God se woord te plaas nie. Unresolved emotions and issues write a different story than the one that God has written for you. Gaan dit weer sê. Unresolved emotions and issues write a different story than the one that God has written for you. As ek en jy op 'n plek kan kom waar ons gevoelens kan identifiseer en kan identifiseer ons is op 'n slegte plek sodat ons uit dit uit kan kom, vermy jy konflik wat 'n paar weke verder is. Maar die ding is dis moeilik. Want ons is in 'n lewe waar gemak absolutely thrive. Comfort zone is king. As jy gaan dink, jou inkopies, jou kruideniersware, selfs jou entertainment kom na jou toe. Dit is accessible. Jy hoef nêrens te gaan nie. Jy kan alles online order en alles kom net na jou toe. En dis 'n resep wat isolasie soveel moeiliker of makliker maak eintlik dat jy daarin bly. Jy sien waar ons nou vandag onsself bevind is, instead of us saying, Lord, here I am, send me, sê ons, Lord, here I am, send it to me. Or Lord, let it come to me. Ons wil nie meer uitgaan, ons wil nie meer die kanse vat om in die Here se teenwoordigheid in te beweeg nie. Ons wil eerder sit en wag, laat dinge na ons toe kom. Laasweek by die mannegroep ook, sê iemand dit so mooi, hulle sê, jy weet voorheen het McDonald's, hulle het 'n reël gehad, as hulle nie binne 10 minute vir jou kos kon uitkry en kry dit verniet. En dis presies wat ons by die Here ook doen. Nie binne 10 minute en die Here dan wil ek waai. Daar's geen geduld meer nie. En gemaksone maak dit super moeilik vir ons
om nie grense te skuif nie. Gemaksone is, ek dink ek kan genoeg beklemtoon hoe gevaarlik complacency in 'n gemaksone is nie. Jy sien in 'n gemaksone sak ons hande. We let our guard down. Ons is minder waaksaam oor die dinge rondom ons. Ons vergeet van ons prioriteite. Ons lonte raak baie korter en dit lei net na 'n plek toe waar jy nie wil wees nie. In 'n gemaksone is dit net 'n kwessie van tyd voordat die bom bars en jy verloor jou posisie van eer in God vir 'n oomblik. Gemaksone is iets wat 'n mens nooit in gemaklik moet raak nie. Toe ek en Charmaine net getroud was en verstaan my mooi, ons huwelik was 100% uit die Here se hand uit. Van begin tot einde hoe ons by mekaar gekom het. En sy het dit geweet al het sy 86 keer gevra vir die Here om dit te bevestig. Ek het geweet want ek's cool. Glad nie. En ons eerste jaar, verstaan ons twee Christene, ons het alles reg gedoen by die boek. Ons het die Here gedien, ons was aktief in die kerk, alles. En toe ons getroud is, was ons eerste jaar absolute nag. Absolute nag. Daai tyd wat actually soos jou beste moet wees, was vir ons 'n nagmerrie. Ons het beklei, man, left, right and center oor elke moontlike ding. En ons het op 'n punt gekom waar ons was soos, okay, cool, hierdie is nie sustainable nie. Ons kan nie hierdie ding doen nie. Toe sê ons, okay, kom ons reageer nie op elke liewe ding wat gebeur nie. Toe het ons. En dit het cool gegaan vir 'n ruk, maar die probleem was ons het al daai klein issuetjies opgebottel. En wat gebeur as jy opbottel? Hy word groter en word groter en word groter. Dan gebeur 'n fight. Dan is dit nie meer net oor daai een ding wat nou gebeur het nie. Dit is sommer hoekom jou ma jou hare gesny het toe jy 2 was. Dis soos dit, verstaan, dit raak net mal. Jy weet, en dan is jy nog vir langer daarna kwaad vir mekaar. En toe kom ons net op 'n punt waar ons is soos, wow, dit vat 2. Ons kan nog steeds voice as ons ongelukkig is oor ietsie, maar ons kan dit doen uit liefde uit en dit vat humility en vulnerability en al daai mooi terme vir jou kollega, is dit die regte woord, jou metgesel, om dit te vat met liefde. Al voel ek jy's super onnodig, wat ek baie voel met daai. Nee, ek al is dit hoe onnodig, al is dit hoe verkeerd. Yes, jou hart het seer gekry op daai oomblik. Dit beteken, shucks, daar's ietsie in jou hart. En wat het ek beloof daai dag? I will take care of you no matter what. No matter what. Dit beteken al is sy verkeerd, al voel ek dit. En dan kan dit vir haar sê ook. Om net te sê, ja, ek voel net jy's daai is dalk nie. En dit is 'n gesprek uit liefde uit. En ons kan aanbeweeg. En ek kan vir julle met absolute eerlikheid sê, ek het regtig 'n huwelik, ons is super baie geseënd. Beklei ons absoluut. Hoe hanteer ons dit? Wat maak ons met dit? Dis waar die goud lê. En dis waar die bond lê. Filippense 2 vers 12. Kom ons gaan 'n bietjie in die woorde. Dit sê, ek wil net fokus op hierdie. Work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation with fear and trembling. Dis in elke situasie, elke gedagte, elke emosie, elke dag. Die Here het dit aan my kom reveal al, ek dink seker 'n maand en 'n half terug. Ek het daai geprint en ek het dit op my desk by die werk gesit, laat ek elke dag dit kan sien. Want hoe ek elke liewe situasie hanteer, bepaal of werk ek uit my eie salvation met fear and trembling of nie. Beskerm ek my hart elke dag in hoe ek elke situasie hanteer of nie. Jy sien, to work out your salvation with fear and trembling, moet jy super waaksaam wees elke liewe dag. En weer eens, dit bepaal of beskerm jy jou hart of nie. En die woord sê, renew your mind, but guard your heart above all else. En dan moet ons dit ook doen uit 'n plek van vrees van God. Vir die wat nie verstaan eintlik, want dit is 'n diep term en ek gaan nie, ja, ek sal net raak aan. Vir die wat nie heeltemal die vrees van God verstaan nie. Dis om elke besluit wat jy maak elke dag te doen met die denke rondom wat sal dit doen? Dankie. Aan my verhouding met God en my posisie van eer in God. Met ander woorde, ek gaan nie op my vrou verneek omdat ek haar te lief het nie. Ja, dis deel van dit, maar ek gaan nie op my vrou verneek
want ek is te bang oor wat dit sal doen aan my posisie van eer in God en wat dit sal doen aan my verhouding met die Here. Met ander woorde, elke besluit is gebaseer op hom. En net so is dit elke dag, as jy ry en daai ou ry voor jou in, wat gebeur in daai oomblik? Jy raak kwaad, right? Want hy mag dit nie doen nie. Want ons almal sit nou al hier, ons is in die lyn en jy kom net. Jou dag is bederf, want daai ou gaan dit doen. Jou dag is bederf vir die res van daai dag. So work out your own salvation with fear and trembling. Eerder as hy dit doen, gee help hy man. En gaan aan met jou dag. Maak dit sin? Verder op die vers. Work out your own salvation with fear and trembling. Ek en jy kan nie vir 'n oomblik op ons vlees vertrou nie. Elkeen van ons weet wat ons persoonlike uitdagings is, right? Ons weet wat gevaarzones is en dan weet ons wat ons uitlaat is. Ons gevaarzone uitlaat. Kom ons noem dit, want almal van ons is gered uit 'n verlede uit. Vir sekere mense is dit last. Vir sekere mense is dit drank. Vir ander mense is dit dwelms. Vir party mense is dit toksiek vriende. Jy weet presies wat jou gevaarzone is. En ons kan nie vir 'n oomblik bekostig om net ons toon so te gaan dip en net te gaan toets. Want ons skuif grense. Ons skuif grense vir daai goeters, want dis familiar. Maar ek en jy moet besef dat die vyand loop rond soos 'n brullende leeu wat jou net wil verslind. En as jy jouself gaan toelaat om op daai plekke te gaan wees, gaan hy vir jou verslind. 100%. Want ons is swak. En veral as jy op 'n negatiewe plek al klaar is. Want negatiewe plekke maak dit baie makliker om daai grense te verskuif en om kanse te vat. As jy 'n addiction het op suiker en jy wil ophou, jy wil wegkom van die suiker of hulle sê vir jou, die dokter sê jy moet los die suiker. Gaan jy werklik waar kan vrykom van dit af as jy jouself elke nou en dan toelaat om net die grense so bietjie te skuif en net die chocolate net so te lek. Jy help hom nie, want dis wat ons doen, hè? Jy help hom nie. Ek lek hom net so. Sal jy werklik waar dan kan wegstap? En kom ons sê jou antwoord is ja. Dan challenge ek jou, want dan sê ek vir jou vir hoe lank. Vir hoe lank gaan jy kan uithou voordat jy ingee en oorgee aan daai desire? Jy sien, dis hoe buite-egtelike verhoudinge begin. Ons gaan verskuif grense so bietjie elke keer. En dan voordat jy jouself kry, dan kan jy nie meer wegstap nie. En dan dra jy 'n las wat nooit vir jou bedoel was nie. Begin altyd onskuldig. Ons help mekaar, ons ondersteun mekaar, ons dra mekaar net man. Dan raak die gesprekke dieper. Dan raak dit bietjie snaakser. Dan raak dit bietjie flirtatious. En voordat jy sien, dan kom jy val. Jy sien onopgeloste emosies en gevoelens maak dit maklik om daai grense te verskuif. En in 'n huwelik is ons veronderstel om dit vroegtydig uit te sorteer, dit vroegtydig te identifiseer en te konfronteer, sodat jy die maksimum kan wees vir jou spouse. Sodat nie een van julle dit eers sal waag om in die kamer te gaan waar daai sjokolade is nie. Dis hoe jy mekaar oppas. In addiction recovery moet jou definisie van 'n relapse elke keer verskuif. So en alles wat ek jou gee vanoggend is nie net gebaseer op addiction nie. Want jy kom dalk uit 'n lewe uit waar woede of aggressie 'n ding was. Al hierdie goeters kan jy nog steeds apply presies dieselfde. Jy kon geskinder het. Jy kan op elke liewe moontlike area in jou lewe kan jy hierdie goeters apply. So in addiction recovery moet jou definisie van 'n relapse elke keer verskuif. Met ander woorde, vir 'n ou wat 'n alkoholist was, as hy dronk was, dan was dit 'n relapse. Dit moet skuif na as hy 'n bier gedrink het, is dit 'n relapse. Dit moet skuif na as hy voor die bar staan, is dit 'n relapse. Dit moet skuif na as hy voor die bar se deur staan, is dit 'n relapse. Dit moet skuif na as ek in die straat van die bar is dit 'n relapse. Hoekom? Want ons moet onsself kry om verder weg van daai probleem af te kom, sodat jy nie eers jy gaan toets nie eers daar nie. Dan het hulle ook
'n faster scale, sit op gou daar bo-op. So 'n faster scale, dis vir jou elke dag. Ons hoef nou nie, ek gaan nie deur dit gaan nie. Dis nie om te lees nie. Ek wil dit net wys en hierdie wil ek jou uitnooi. Ek gaan vir jou 2 tools gee vandag. Hierdie is een van hulle en die volgende een gaan uit die woord uitkom. Ons gaan net nou by hom kom. Ons gaan seker nog besig wees vir so 2 ure. So die faster scale is daar laat ons kan bewus wees elke dag van waar bevind ek myself emosioneel. Hoekom? Hulle reken en is bewys, jy kan 'n relapse kan jy al notice weke voordat hy gebeur. En is bewys. So hierdie tool is daar vir almal om altyd te weet wat is my emosionele stand? Waar is ek? En almal van ons, elke liewe een persoon wat hier sit, het emosies. En jy kan getuig, as jy regtig jou mind apply en jy gaan sit en jy gaan dink, die oomblikke wat jy nie op 'n lekker plek is nie, dis moeilik. Jy begin te vir my kerkgroepe, jy vir my kerk, jy vir my gesprekke, jy vergeet van prioriteite. Dis presies wat gebeur. So waar jy is, heelbo jy kan sien, jy's eerstens in 'n plek van restaurasie. Dis 'n plek waar jy het geen geheime nie. Ons praat. Alles is lekker. Dis goed. Restaurasie. Jy voel goed. Jy kom by jou commitments uit by die kerk. Jy gaan groeigroepe toe. Jy's bereid om te gee. Maar die oomblik wat jy af van daai of uit daai plek van restaurasie beweeg jy op hierdie skaal. En dis verskillende fases. Jy leer dit, né? So FASTER en die R is obviously eventually your relapse. Wat is hierdie tool? Dis 'n evalueringstool om te gaan kyk. Sê nou maar jy is op die skaal. Wow, stop. Ek moet af hier kom en ek moet teruggaan na 'n plek van restaurasie toe. Want as ek gaan bly op daai skaal, gaan ek begin afval van my pad af. So dis 'n super valid tool om net te gaan kyk. Ek sê nou nie jy moet die ding print nie, maar gaan verstaan hom net. Sodat jy net kan elke dag weet, ja, iets hier binne my is nie lekker nie. En baie keer weet ons nie wat dit is nie. Ek het een keer, eerste wat ek ook vir 'n lang tyd. Ek weet nie en Charmaine sê vir my, "Lovie, wat's fout?" En ek sê vir ek weet net nie. Ek voel net hierdie laaste week, 2 weke voel ek af. Maar ek weet nie wat dit is nie. Daar's nie 'n rede nie, verstaan? Ek het nie iets gedoen wat ek nie moes nie. I don't know. En die een oggend voor werk sit ons en sy sê toe vir my, "Maar kom ons dink." En ons begin net te chat. Doodgewoon, daar's geen formule nie, daar's niks nie, ons het net begin praat. En toe kom dit uit, ek is net 'n bietjie agter met my werk by die werk. Ek het procrastinate. So nou het ek goed om klaar te maak, maar ek kom net daarby uit nie. En dit het my so affekteer dat ek vir die afgelope, kom ons sê dit was 2 weke, was ek net nie meer daai man wat in daai posisie van eer staan nie. Iets so stupid. En dis die ding, partykeer kan dit net iets so stupid wees. Maar dit verg dat ek en jy net op 'n plek kom waar ons praat. Praat. Lewe en dood is in die mag van die. Toe ek klein was, het hulle ons geleer jy mag net nie vloek nie. Dis hoekom daai vers daar is. Nee. Want ek kan lewe spreek of ek kan dood spreek. Die woord sê ook verder, confess your sins to one another so that you may be healed. Not forgiven. Forgiveness is dis daar. Maar daai het hulle ek dink dit was Johannes. Dink, moenie my quote nie. Maar daai het hy duidelik gesê so that you may be healed. Ek dink as jy regtig gaan sit en dink oor iets wat jou regtig 'n fout wat jy gemaak het, maak saak wat nie. Die oomblik toe jy begin praat oor dit, wat 'n vryheid en minder las dit vir jou gebring het in jou lewe. Ons het nou die aand by die sel toe praat ons ook of by die groeigroep praat ons ook daaroor. Baie mense wat gemolesteer was toe hulle klein was, as hulle groot is, hulle bottel dit op want hulle voel skuldig oor dit. Dit was nie jou skuld nie. En ek maak altyd die voorbeeld, pitch perfect. Daai groot girltjie, as sy kom en sy stel haarself voor, dan sê sy, my name is Fat Amy. Dan sê hulle vir, hoekom sal jy jouself so introduce? Dan sê sy gebruik 'n ander woord, maar sy sê, dat maar girls soos jy dit nie agter my rug kan sê nie. En daar's eintlik 'n super goeie, wat sal ek sê, soos 'n teaching in daai.
Want die oomblik wat jy jou foute en jou tekortkominge opbottel, soveel te meer kan die vyand dit teen jou hou. Maar die oomblik wat jy daai goeders own, want dank die Here, hy het jou vrygemaak van dit af, kan niemand niks meer teen jou hou nie. Ek was vir jare stak, man, ek het al my testimony gedeel, ek was vir jare stak in laste en al hierdie dinge, en die Here het my gered uit dit uit, en nou kan niemand dit teen my hou nie. Ek weet ek was daar, but I own it, en ek het gepraat oor dit. My grootste release het gekom die dag, ons was al 'n hele paar jaar getroud, het gekom toe ek een aand toe sê ek, my love, kom sit. Papa moet praat. En dis ongewoon vir 'n man. Jy weet, ons manne is ons trots, ons bly net stil. En ek het daai aand, het ek haar gevat van geboorte, al die pad deur, op al my foute. En ek kan nie vir jou beskryf die release wat gekom het, die berg wat van my skouers af is. Ek was 'n totale ander mens. En ja, jy die Here se genade nodig in sulke situasie. Absoluut. Maar dankie tog, ons kan op hom rely. So terug op hierdie vasterskuil. Dis 'n tool vir jou om elke dag te gaan kyk, is ek okay? Hoe doen ek in lewe? Is ek okay? En as daar iets is wat nie okay is, nie fix dit. Hou op dit los. Jy weet, ons gaan sit baie keer op social media en ek sien dit gereeld. Jesus, dit maak my mal. Mense gaan beklei of wil net wys hoe hulle voel oor 'n status. My ma was so op 'n tyd. As 'n ex-girlfriend 'n profile pic verander het en ek sê daarop hier dan bel sy my. Het jy dit nou gesien? Wie dink sy is sy? En dis hoe ons lewe. Ons gaan kruip agter 'n skerm weg en ons verwag die Here moet net na ons toe kom sorteer my net uit. Kom net, Here. Sien wat die woord sê. Die woord leer ons nie, gaan sit in jou binnekamer, laat die Here jou kom uitsorteer. Nee, dit leer jou, gaan in jou binnekamer en prys hom vir wie hy is. Nie vir wat hy kan doen nie. Die woord leer ons om te praat met mekaar. Dis hoekom fellowship van sulke kardinale belang is. Dis hoekom ons so hamer op, join 'n groeigroep. Gaan en kry jouself by een van daai groepe uit. Gaan stap saam met mense. Ek en Charmaine se grootste en dit was 'n vraag in die groeigroep nou gewees wat ek nou aan dink, was ons het weet jy, ons wonder nog altyd hoe gaan dit wees as ons hier in dit reën. Daar's hy nou. So ek gaan 'n bietjie harder praat. Ek weet nie of julle my kan hoor nie. Ek kan. In die groeigroep vra ons, wat was jou grootste besluit wat jy in jou lewe gemaak het wat either goed of sleg uitgedraai het? En ek het eers gegaan, so ek het geen reference gehad nie. Maar toe gaan dink ek en Charmaine was in 'n baie groot kerk betrokke toe ons getrou het en alles. En toe kry Charmaine eintlik seer in die kerk. Ek was ook maar bietjie kwaad. En onnodiglik, onkunde op. Toe is ons uit die kerk uit en toe sê ek net soos, as hy, klaar met kerk. Ons gaan nou ons eie ding doen, sal online kerk hou en ons gaan kerk by ons huis hou, want dis wat die woord gesê het ons moet doen. Wow, wat 'n fout. Ek en Charmaine het so gebackslide in daai tyd. Sy begin drink, ja, ek sê. Ons was net regtig op nie 'n lekker plek nie. En toe besef ons net die belangrikheid van fellowship. En by kans, toe's vriende van ons wat saam met ons op skool was, toe sê hulle, dit was 'n Saterdagbraai, toe sê hulle, ons gaan môre na Rudy se kerk toe, onthou jy vir Rudy? Sê ek soos natuurlik onthou ek het al vergeet van die ou, maar ek onthou hom. En dis hoe ons hier opgeëindig het. En dis wat 36 jaar terug. Right, laat ek net terugkom eintlik by die preek. Want ek het nou hierdie gediere. So die vasterskuil, ek nooi jou uit. Gaan Google hom en gaan lees net deur. Dis nie 'n ding wat jy nou hier by jou sakkie het. Maar vinnig, jou eerste plek waar jy opgaan is, jy begin prioriteite te mis, jy avoid support groups, jy avoid accountability, jy raak 'n bietjie sarkasties. Dis klaar vir jou 'n teken ek is nie op 'n lekker plek nie. Dan skuif dit af na jy begin te worry en ek wil nie deur die hele ding gaan nie.
Gaan lees na alles, gaan lees, gaan verstaan wat dit is, sodat jy net elke dag jouself kan meet om te kyk waar is jy emosioneel. Right. Ek weet Bianca sit daar, sy vra nou, wat is die biblical gedeelte, right? So 2 Petrus 1 vers 5 tot 10. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk. OK, gaan nou verder gaan. Ek wil hê ons moet gou hierdie is baie keer vra mense en ek of kom ek gaan vat nog 'n tree terug. Ek sit baie keer dan is daar 'n super goeie preek. Die ou preek 'n ding vir jou koud, maat. Jy stap daar uit en jy voel net bring enige ding oor my maat, ek vat vir hom nou. Maar die praktiese gedeelte is baie keer missie. Hoe moet ons dit doen? Right? Hier is 'n hele blueprint wat die Here vir my reveal het en ek het dit laasweek donderdag ook by die manneoggend gedeel. Maar 'n hele blueprint van hoe jy elke dag net moet lyk. En dit sê, as hierdie karakterseienskappe by jou is en hulle increase, dan is jy fruitful. En dan sê dit verder, daar sal vir jou 'n groot, ek paraphrase nou, maar daar sal vir jou 'n groot entrance in die hemel oopgemaak word. So ek gaan hier deurgaan, dit sê, en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Die woord sê dit vir ons. So nou kom Petrus hier en hy sê, OK, maar verryk jou geloof met hierdie volgende paar goeders en elke liewe ene verryk die vorige ene. So as jy gaan gym, jy kan mos nie net in 'n gym instap vandag en net gaan gym en verwag, jy gaan al die resultate kry. Die ouens supplement mos, hulle gebruik mos, weet nie wat se goed lately nie. Ek hoef nie, ek is net groot van formaat. Maar so hulle supplement, hulle gee meer proteïene sodat hulle kan groei, right? Net so hier gee Petrus vir ons al die riglyne. So met ander woorde, versterk jou geloof, supplement jou geloof met deugsaamheid. Deugsaamheid is hoë morele standaarde. Dis grense. Met ander woorde, jy weet presies waar is daai gevaarlike area wat my gaan lei na daai negatiewe plek toe? Met ander woorde, ek stel 'n barrier op, 'n grens wat ek nie gaan skuif nie. Dis hy. En ek het hoë morele standaarde in terme van hoe ek elke dag doen. Daar's 2 gedeeltes van jou brein. Jou voorste brein is jou morele brein, gee hom krag. OK. Dan deugsaamheid met kennis. Is my opinie kennis? Is my opinie kennis wat hiervan gepraat word? Is die YouTube video of die pastoor of die TikTok video, is dit kennis? Wat sê die woord rondom dit? Ek sê nie vir jou vandag moenie die goed kyk nie, maar ek doen sê vir jou, gaan maak seker jy meede teen wat die woord sê. Want 'n boodskap kan super cool klink, maar is dit wat in die woord staan? Selfs dit wat ek vanoggend vra, gaan kyk. Gaan vra die Here, Here, reveal vir my, wat wil U vir my sê uit hierdie uit? So kennis, nie ons eie opinie nie. Ons kan nooit ons eie opinies bo God se woord plaas nie. Dan die kennis met selfbeheersing. Hier is die lekker ene. Selfbeheersing om nee te sê. Om weg te bly van daai grense af, om jouself verder weg te kry van daai kamer waar die sjokolade lê. Want jy weet, as ek in daai kamer gaan staan, gaan ek daai sjokolade net so 'n bietjie lek. Dis selfbeheersing. Maar selfbeheersing ook in die dinge van die Here. Selfbeheersing om ja te sê wanneer die Here sê, kom ek wil met jou gesels. Om by die woord uit te kom, om by mense uit te kom. Selfbeheersing met volharding, uithou vermoë. As jy nie jouself gaan check op jou emosionele, geestelike en fisiese plekke waar jy nie lekker voel nie, gaan jy nie kan nader tot God nie. Dit is super belangrik dat jy standvastig staan, dat jy uithou vermoë het, ewen wanneer dit moeilik raak. Van erg kardinale belang. Dan volharding met die godsvrug, om soos Jesus te wees. Weereens, ons sien dit in die woord. Godsvrug is absoluut om soos Jesus te wees en to be fruitful. Die godsvrug met liefde onder mekaar. Die Engelse vertaling sê met brotherly affection. Dis om te relate met mekaar, om simpatiek te wees met mekaar, om mekaar te ondersteun.
En dan die liefde onder mekaar met die liefde vir alle mense. Dis onbaatsigtige, sacrificial love. Vir mekaar, vir mense. Dis waaroor dit gaan. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, met ander woorde, jy's elke dag bewus van hierdie goed, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger, hy is blind en hy vergeet dat hy van sy vroeë sondes gereinig is. Daarom broers, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. Daar's die blueprint. Waaksaamheid. Wees waaksaam elke dag. Hierso is die blueprint, gaan print hom uit. Het ek vandag die kennis gekry? Het ek vandag selfbeheersing gehad? Dis daar. Die Foster scale is bloot net nog 'n tool wat ek vir jou wil gee om vir jou te sê, gaan use it, don't use it. Maar ek wil vir jou sê, maak plan. As jy op 'n emosionele plek gaan bly wat 'n negatiewe plek is, ek waarborg jou vandag, dit gaan loop na 'n plek toe wat jy nie wil hê dit moet nie. En ek sê dit bloot omdat ek daar was. Ek het vir jou voorbeelde gegee en ek kan vir jou nog baie gee. Ek wil afsluit met Ephesians 4:1. Hy's nie op die bord nie, maar Paulus skryf, hy sê, I therefore, ek is in Engels, sorry, klink net partykeer beter. I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Walk in a manner worthy, wat was dit? Of the calling to which you have been called. Met ander woorde is daai vers net vir mense wat preek. Almal van ons het 'n calling. As jy vandag hier sit en dink die Here het nie 'n doel met jou lewe nie, ek het vir jou 'n ander storie. Kom praat met my na die tyd. Almal van ons het 'n doel op hierdie aarde. To the calling that you have received. Ons is net te gemaklik om actually daai calling uit te loop. Of ons is te seer om daai calling uit te loop. Verstaan een ding, die brein werk so, sodra daar trauma gebeur, en trauma is nie 'n ongeluk net so seer nie, trauma kan enigiets wees, trauma kan selfs wees wanneer jy afvoel net vandag, want jy's net sad. Dan wil jou brein 'n reward vir jou gee, want hy wil sê, kom uit hierdie situasie uit. Dit kan nou tegnies raak, maar dwelms het 'n dopamine byvoorbeeld, dis 'n dopamine release, dis die hoogste reward wat jou brein vir jou kan gee. So hy wil die hele tyd dit vir jou gee, want jou liggaam voel lekker. So elke keer wat jou liggaam trauma ervaar, gaan hy wil medicate. En ongelukkig is die medication is gewoonlik die negatiewe slegte goed. Dis die realiteit. So raak bewus van jou emosies en jou gevoelens en kom uit daai plek uit so gou as wat jy kan. Praat met iemand wat jou kan help deur dit. Moenie net sit in daai gat en isoleer nie. Paulus sê basies, live a life worthy of the calling that you have received. Elke dag vra jouself af, Here, of jouself, was dit wat ek vandag gedoen het, waardig van daai roeping op my lewe? Toe ek nou die dag die nagmaal ook gedoen het, oor die Moravian missionaries, hulle lees of hulle gesegde was, may the lamb that was slain receive the reward for his suffering. Is dit te veel gevra dat jy net vroegtydig bewus is van daai negatiewe dinge in jou lewe en dit uitsorteer voordat jy val, want dan is jy op hierdie wipplank ding. Ek wil gou sorry, ek wil terug aan 1 Johannes, wat is dit, 3 vers 20 tot 21. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Geliefdes, luister mooi. As ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons die vrymoedigheid om na God toe te gaan. Met ander woorde, 'n gewete wat jou veroordeel, maak dat jy nie nader aan God kan kom nie. En dis wat ek vir jou wil try sê vandag.
Daai negatiewe emosies wat lei dat jy grense skuif en foute maak, dan het jy 'n gewete wat jy veroordeel, dan hou dit jou weg van die Here af. Want daar's altyd daai ietsie wat pla. Dis ietsie wat net nie lekker is nie. Maak dit sin? 'n Gewete wat pla of 'n gewete wat veroordeel beteken jy het either 'n fout gemaak of jy is besig om iets nie te doen nie wat jy weet jy moet doen. Dan pla jou gewete jou, right? Dis 'n negatiewe emosie wat jy moet uitsorteer. Met ander woorde, staan op vir my vir daai oggend toe ek besef, o shucks, ek's agter met my werk. Ek het opgestaan, het aangetrek en ek het werk toe gery en ek het my foon eenkant gesit en ek het gesê ek gaan opvang en ek het opgevang en dit was gou daarna. Dis lekker. Dis alles uitgesorteer. Dis hoekom ek sê dit kan soms iets so klein en stupid wees. We just need to realize it. Ons het nie al die antwoorde nie, mense, maar ons het mekaar. Ons het mekaar. Vat ons dit ernstig op om mekaar by te staan. Dis hoekom groeigroepe en 'n fellowship groepie rondom jou super belangrik is, sodat jy kan praat. May the lamb that was slain receive the reward for his suffering and live a life worthy of the calling to which you have been called. Wat sê dit vir jou? Vra jouself af, is dit waarmee ek besig is? Gee ek vir Jesus regtig waar die beste reward wat ek onmoontlik kan gee vir wat hy vir my gedoen het? Die dinge wat ons doen, verstaan mooi, dit het 'n ripple effek op mense. Goed of sleg. Paulus, toe hulle gevangene geneem is en hulle is in die tronk toegesluit, het hulle nie gaan sit in 'n hoop en gesê, die omstandighede, Here, ek dien nie so hard en kyk nou is ek in die tronk. Nee. Hy het gejuig want dankie tog, hier's nou 'n opportunity vir my om mense te vertel van die Here. En hulle het gesit daai aand, hom en ek kan nie onthou wie saam met hom nie, maar hulle het begin worship. Toe het die kettinge afgebreek van hulle en almal wat in daai tronk was. Die ripple effek van jou aksies is massive. As jy iemand is wat nie gaan praat en gaan isoleer en jy heeltyd mislik en jou kinders sien dit raak, is die ripple effek, jou kinders gaan dit ook doen wanneer hulle groot is. Sorteer die goed uit, mense. Praat met mekaar. En ons is hier vir mekaar. Elke liewe een van ons is hier vir mekaar. Maar commit jy jouself. Vra jouself af, is my aksies elke dag waardig van die prys wat hy vir my betaal het?